oproep, kom volg my. Ons sien 'n koninklike roepstem uit hierdie gedeelte, vers 17, en Jesus sê vir hulle, kom agter my aan, en ek sal maak dat julle vissers van mense word. Dis 'n koninklike roepstem vandag. Jesus is die een wat roep. Kom ons begin daarby. En ons kan duidelik sien in vers 17, dat Jesus hulle roep. Jesus se uitnodiging is vandag vir my en u, vanoggend soos jy hier sit, is daar dieselfde uitnodiging vir my en u. Die evangelie is vir almal, en Jesus sê dit, hy beveel sy disippels, Markus 16:15, gaan die hele wêreld in en verkondig die evangelie aan die ganse mensdom. Niemand is buite die bereik vanoggend van God se genade nie. Maar nie, dis die hartseer ook van dit, maar nie almal antwoord nie. Nie almal antwoord op daardie koninklike uitroep vanoggend nie. Die probleem lê nie by Jesus se uitroep nie. Die probleem lê by die mense wat dit hoor. Nie almal wil nie, nie almal stel belang nie. Die probleem lê nie by Jesus nie. Dis op die reaksie van die mense. Disipelskap is nie afdwingbaar nie. Dis nie oorerflik nie. En dis nie outomaties nie. Dit vra 'n persoonlike keuse. Lukas 9:23, en hy sê vir almal, as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis elke dag opneem en my volg. Dis nie goedkoop nie. Die Here roep gewone mense in hulle alledaagse lewe. Hy roep elkeen persoonlik. En hy roep ons by die naam. Hoe roep die Here ons? Deur sy woord. Die evangelie wat verkondig word. Die Heilige Gees wat in jou werk en jou trek. Dis is waarom dit uiters belangrik is dat ek en u die evangelie verkondig. Want hoe gaan iemand tot bekering kan kom as hulle die evangelie hoor nie? Romeine 10:14-17. Hoe kan hulle hom dan aanroep in wie hulle nie geglo het nie? En hoe kan hulle in hom glo van wie hulle nie gehoor het nie? En hoe kan hulle hoor sonder een wat preek? Maar hulle was nie almal gehoorsaam aan die evangelie nie, want Jesaja sê, Here, wie het ons prediking geglo? Die geloof is dus uit gehoor, en die gehoor is deur die woord van God. En as jy hom tot bekering gekom het, jy behoort nou aan hom, maar dit is belangrik, die volgende, dis nie waar dit eindig nie. Nou moet ons meester leer ken. Jy moet alles doen om God te leer ken. Want as jy nie die Here ken nie, hoe kan jy voortgaan? Ons moet leer wie hy is, sodat ons effektiewe getuies kan wees. Jesus maak dit moontlik. Hy gee vir ons die woord. Hy gee vir ons die lewende inwerkende krag van die Heilige Gees om ons te help. As jy nie die Here leer ken nie, hoe kan jy oor hom getuig? Hoe kan jy 'n effektiewe getuienis wees vir hom? Ek doen alles. Ek vat daai tyd en ek vat my tyd saam met God. En ek bestudeer sy woord. Here, wys my. Dan kom die Heilige Gees en hy breek die woord vir jou oop. En jy sê, maar ek het dit nie geweet nie. En dan dit wat jy leer, kan jy uitdra. Hoe begin dit? Ons kom in 'n verhouding met God. En dan kom die leringe en dan kom die werke. Met ander woorde, jy kom tot bekering. Nou is ek 'n kind van die Here. Nou leer ek. En ek leer. En soos ek leer, is daar werke. En jy doen dit presies waar jy self bevind. Waar jy nou is. Dit is waar jy 'n visser van mense is. Waar jy is. By die werk. By die aftreeoord waar jy bly. In die familie. Dit is waar jy vandag 'n getuie is. In die kerk. Tussen die vriende. Oral waar jy gaan vandag, is jy 'n visser van mense. Want u en ek, ons almal saam is vissers van mense, maar waar die Here u plaas, wil hy u gebruik. So as u vandag by die huis is, met die kleinkinders, saai, met die kleinkindertjies, saai, moenie stop nie, moenie wag vir en sê, sonnaarskool sal dit doen, of die skool, hulle sal dit doen, of ons wag vir iemand anderste. Dit begin by u.
So waar u vandag is dit waar die Here u wil wil gebruik. Plaas die hele lewe waar u is onder die leiding en die beheer van die Here. Hoe sal dit lyk as ons gaan en sê, Here, hier is ek vandag. My hele lewe is onder u beheer, onder u leiding. Waar moet ek vandag vir u werk? Waar moet ek vandag saai? Waar moet ek vandag 'n visser van mense wees? Dink aan die Nuwe Testament, daar's soveel voorbeelde van mense in die Nuwe Testament wat gewerk het, wat God gebruik het. In hulle werk waar hulle was. Lukas was 'n dokter, Lydia was 'n sakevrou, Priscilla en Aquila was tentmakers, Saggeus was 'n hooftollenaar, Cornelius was 'n Romeinse soldaat. So waar u is vandag, wees 'n visser van mense. Hulle werk was nie 'n hindernis vir hulle disippelskap nie. Dit was hulle sendingsveld. Dit is u sendingsveld. Dit is daar waar vissers van mense moet wees. So vandag is u nie uit die wêreld uit geroep nie. God stuur u in die wêreld in. Dis ons sendingsveld. Dis waar ons vissers van mense moet wees. Is u bereid? En die Here kom en dis 'n goddelike roeping vanoggend op ons. Kolossense 3:17, en wat julle ook al doen in woord of in daad, doen alles in die naam van die Here Jesus en dank God die Vader deur hom. Met ander woorde, wat sê dit vir ons? Wat u doen, kan u vandag eerlik sê, dit wat ek doen, doen ek vir God. Dit gee God eer. As iemand vir u kyk, kan hulle bepaal of u die Here dien of nie. Hulle lees jou lewe. En jy kan Jesus met jou mond bely, maar jy verloon hom met jou lewe. Pas jou lewe by jou belydenis. Elkeen van ons gaan uit daaglik as vissers van mense. Elkeen van u. Nie een van u wat hierso sit vandag kan sê ek's nie 'n visser van mense nie. Die goddelike uitroep vandag was vir elkeen van u wat hier sit vandag. Gaan uit soos hy net oopsprei vanoggend. Ons elkeen is noodsaaklik. Jesus het gewone vissers gebruik om buitengewone werk te doen. Duisende jare terug. Die Here kom vanoggend, hy gebruik gewone mense, ek en u, gewone mense, om buitengewone werk te doen. Gebruik die net wat reeds in jou hand is. Gebruik dit wat God jou gegee het. Mense in jou lewe is nie toevallig daar nie. Die mense in jou viswater is nie toevallig daar nie. En die Here het vir my en u, soos u is, het hy saamgestel. Gebruik my soos u my wil gebruik. Heilige Gees, gee my die vermoë dat ek kan doen wat u vir my wil sê. Mag ons dan wegstap met die volgende boodskap. Leef naby Jesus. Leef soos Jesus en leef vir Jesus. Waar hy ons geplaas het, presies waar hy geplaas het. Want waar u geplaas is, daar kan jy 'n disipel wees. Here, ek sal gehoorsaam wees want u het my geroep. Amen.